Goeiedag julle. Ons waardeer elkeen van julle wat saam met ons hierdie pad loop elke oggend. Nou, ek wonder of jy al ooit hierdie gedagte gehad het. As ek net hulle geleenthede gehad het, as ek net daardie gawes gehad het, as my omstandighede net anders was. Hierdie ding, as, if. Ons dink maklik ons sou meer vir God kon beteken, as ons net iemand anders se lewe gehad het. Maar Paulus leer heeltemal iets anders vir ons. Eugene Peterson verwoord dit so in sy vertaling. Verken sorgvuldig wie jy is en die werk wat God aan jou gegee het. Gee jouself dan met oorgawe daaraan. Daardie woorde laat my altyd dink. Die werk wat God aan jou gegee het. Nie die werk wat jy wens jy gehad het, of die werk wat iemand anders te doen nie. Nie die lewe wat jy sou gekies het nie. Die werk wat God aan jou gegee het. En dit is presies wat Jesus vir ons begin wys in die gelykenis van die muntstukke daar in Lukas 19. Sien, voordat die eienaar vertrek, vertrou hy iets waardevol aan sy diensknegte toe. Hy gee nie vir hulle die opdrag om met mekaar te kompeteer nie. Nee, hy vertrou elkeen met 'n verantwoordelikheid. En terwyl ek daar nadink, het ek besef, God het dieselfde met ons gedoen. Hy het vir elkeen van ons iets toevertrou. Vir sommige is dit die vermoë om mense te bemoedig. Vir ander is dit om mense te lei. Vir ander is dit weer om te dien, sonder dat iemand dit raak sien. Vir sommige is dit regtig om kinders groot te maak. Vir ander is dit om eerlik en getrou in die werkplek te leef. Vir ander is dit om vrede te bring daar waar konflik is. Paulus sê dieselfde wanneer hy oor 'n gemeente skryf. In 1 Korintiërs 12 sê hy die volgende: Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam geplaas, soos hy dit wou hê. Dit bly 'n ongelooflike gedagte, is dit nie? Jy's nie per ongeluk waar jy is nie. God het jou doelbewus gekies en geplaas, met jou persoonlikheid, jou gawes, jou ervaring, selfs die huidige seisoen waarbinne jy jouself bevind. En wanneer ons dit begin verstaan, verander die vraag. Ons hou op vra, waarom is ek nie soos hulle nie? En ons begin eerder vra, Here, hoe kan ek getrou wees met die plek waar U my geplaas het? Dit is die vraag wat vrede bring. Want God vra nie dat jy iemand anders se lewe moet leef nie. Nee, hy vra jou om getrou te wees met die werk wat hy aan jou gegee het. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir wie elkeen van ons is. Dankie dat U ons toevertrou met werk saam met U in hierdie wêreld. Dankie dat U die een is wat ons uitnooi om deel te neem aan die skoonheid en die mooiheid waarmee U besig is in hierdie wêreld. Dankie dat ons deel daarvan mag wees. Ons waardeer hoe U elkeen van ons afsonderlik gemaak het. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag elkeen van julle die oorvloedige goedheid en vreugde van die Here ervaar, terwyl jy met nuwe oë die werk omhels wat God aan jou gegee het, en ontdek het hoe hy besig is om iets mooi deur jou lewe te herskep. Namens my, Heinie, en die hele beleefspan, dis vir ons so 'n voorreg om hierdie pad saam met julle te loop.